Ladies and gentlemen, as always, when you see us, and I always say this, and we are in red, that means the streets are painted with red. We are bringing you the latest news that is making headlines in and around Rustenburg. Mr. Valdi Volsken will start with the front page, and then we'll take it as we go. Goeiedag lezers en kijkers. Nieuwe maand, oktober, 1 oktober. Dit het klaar begin reën, alhoewel die tradisionele weervoorspellers sê op 10 oktober val die eerste reën. En dan is dit natuurlik oom Paul se verjaarsdag. En terwyl ons nou van oom Paul praat, ons gaan nou 'n bietjie uitbrei oor ietsie van hom wat belangrik is in Rustenburg in die omgewing en dalk oor groot dele van die land. Maar daarby sal ons nou kom. Wat op die oomblik belangrik is die Noordwes Departement van Parke en Toerisme se sogenaamde Park Mahala Week. Dit is die week van gratis besoeke vir families, vir skole, vir almal wat wil aan parke en oorde in die Noordwes provinsie. Dis nou nie Sun City as sulks nie. In Engels sê ons parks and nature reserves. Not the resorts. Game reserves and nature reserves. Ja. So en almal is deel van hierdie uitstappie behalwe Madikwe. En wat ook belangrik is om te weet, as jy wil gaan besoek aflê en jy is deel van 'n skoolgroep, moet jy voor die tyd 'n afspraak maak. Op ons voorblad het ons 'n baie aangrypende foto van 'n klomp mense, beamptes van toerisme, Noordwes parke, fietsryers, hardlopers, stappers, mense wat Sondagoggend nie kon wag om eers gratis in te gaan by Gaswaan en Natuurreservaat nie. En dan het ons nog 'n foto op bladsy 3 van dieselfde uitgawe waar ons 'n ander klomp afgeneem het wat ook ry gestaan het om hulle ding te doen in Gaswaan. Dit duur tot Sondag 5 Oktober. So in 1 week. Dis 'n welkome inisiatief vir mense wat nog altyd gesoek het na die ideale geleentheid om die parke te besoek. En terwyl die jacarandas nou so pragtig blom in ons land, is dit 'n goeie tyd om dit te gaan sien. Kry gerus die gesin agter mekaar, pak die toebroodjies en die koeldrankies en die koffie in, gaan hy Sondag gedraai. Onthou op Pilansberg Natuurreservaat, Pilansberg Wildreservaat is deel van hierdie inisiatief. Gaan besoek hom gerus. Yeah, and I'm looking here on page 4, like we always trying to assist family members. We have an article from GST Hospital here in Rustenburg. Well, they found somebody who was unconscious on the road somewhere on the street in Rustenburg. So he's a patient there by GST. So they are asking, because he seems to have lost his memory, they are asking the public to assist in tracing next of kin or family members or even friends of this patient. We've got a photograph there on page 4. If you would like to assist also, we've got the number of the social worker there on page 4. Is a Bleskop social worker, so they are working hand in hand. It's a hospital in Bleskop and then also GST, so they are trying to find family members of this man who was found unconscious on the street. Lezers, kykers, ons het net gepraat van die eertydse president Paul Kruger. Baie mense weet waarskynlik teen hierdie tyd al dat hom Kruger op reis is alweer. En hierdie keer nie na Nederland nie. Hy is op reis na sy nuwe tuiste of 'n nuwe tuiste in Orania. Hy het 'n replika van die beeld. Kom ons begin by die begin. 'n Replika van die bekende Kruger standbeeld van bykans 10 meter met die voetstuk ingesluit in Pretoria op die Kerkplein is gemaak deur verskeie instansies en nadat hy mooi afgemeet is en opgemeet is en sogenaamde skandering van die beeld gemaak is, 'n replika van die beeld is gemaak. Die beeld het vertrek uit Pretoria uit en is nou oral heen op plekke in Suid-Afrika waar Kruger voetspore gelos het vir veral belangrike voetspore soos Rustenburg, Pretoria, die aard van die saak, Potchefstroom, Bloemfontein, Kimberley, Boekenhoutfontein hier by Rustenburg. Die hele storie staan hier. Klomp mense het hom in Rustenburg ingewag. Uit ook die voorreg gehad om na homself te kyk, na die Krugerbeeld wat vir jare reeds voor die ou stadsaal in Rustenburg staan. Mense wat instrumenteel was in hierdie besoek was die Rustenburgse Kultuurnetwerk, die Orania
ontwikkelingsbeweging, die Kedar Heritage Lodge se mense, daar is byvoorbeeld donderdagoggend toe hy hier was, is daar begin met 'n besoek by Kedar Lodge waar president Kreer, wyle president Kreer se eertydse Boekenhoutfontein plaas vandag nog onderhou word deur die Kedar Heritage Lodge. Daar is die oorspronklike Victoriaanse huis, daar is die Bronkhorst huisie, daar is die Pretorius huisie, daar is die Hartbees huisie liewer, nie die Pretorius huisie nie, die Hartbees huisie waar hulle werkers en Kreers geselskap gebly het terwyl hulle die pragtige Victoriaanse opstal gebou het. En dan is daar ook verskeie buitegeboue. Dis nou benewens die reuse klomp infrastruktuur wat by Kedar Lodge opgerig is, waar mense kan kyk na memorabilia van die Kreer bewind van die Anglo-Boereoorlog, wat daarna gebeur het, alles heel wat om te vertel. Daar's 'n toneelgeselskap van Orania se Kunsteraad wat die opvoering Kreer breek die pad oop deur NP van Wyklou opgevoer het. Donderdagmiddag, donderdag vroeg aand by die NG Kerk moedergemeente. En ons het ook 'n foto hier van die curator van die Paul Kreer se stigting, die nuwe een Kedar Heritage Lodge dan nou. En dan wil ons ook sê, terselfdertyd in hierdie week van belang vir Kreer en vir Kreer aanhangers het Kedar Heritage Lodge baie groot toekenning gewen vir hulle rol in die bewaring van geskiedenis van vervloë dae in Suid-Afrika. Ja, die beeld is nou ver op pad heen na Orania waar hy permanente tuiste gaan kry. En ja, dit is belangrik aan die tye van vandag, terwyl ons dan nou inisiatiewe het, soos sogenaamde Heritage Day, Erfenisdag, wat nie eintlik deur ons regering ondersteun word nie, alhoewel hulle die spraak sprook, doen hulle verder omtrent niks nie, as dit nie vir mense is wat dit self probeer onderhou nie. So baie gesê oor Kreer, gaan kyk gerus, gaan bring besoek aan Kedar Heritage Lodge. Daar's baie om te sien, nie alles oor Kreer nie, baie oor die Anglo-Boereoorlog, baie ander tye, baie ander tradisionele leiers van stamme en volkere en nasies in Suid-Afrika, om te sien, die mense het ongelooflik baie gedoen vir die bewaring van geskiedenis in Suid-Afrika. Dis nou die Forsyth familie, Robert wat oorlede is, sy vrou Adele en sy dogter Sarah, mense wat baie goeie werk doen. And some good news for motorists. We've been checking the price of petrol for the past 3, 4, 5 months, and the good news is that the price of petrol is actually going down, and motorists are going to be very happy, only because of the fact that also the rand is doing excellent against the dollar. So we've got a small story about that on page 11. You can see how the petrol has been increasing and decreasing. It seems like 95, petrol 95 is the one that's getting decreased the most. 93 actually, yeah, 93 is the one that's getting decreased a lot, and then 95 is going to have a 4 cents increase very, very soon. So more information is on page 11 of this week's edition of the Rustenburg Herald. Ons wil net daarmee sê, ons lesers en ons kykers moet onthou, hierdie berig is geskryf op speculatiewe syfers van die Departement van Energie, wat voor die tyd vrygestel is. Die nuwe pryse het natuurlik Dinsdag aan 12 uur in werking getree, en motoriste wat van gisteraand 12 uur af tot Woensdag, vandag, by die brandstofpompe aangedoen het, sal waarskynlik nou weet wat die finale syfers is. En dan gaan ek afsluit met 'n klein stukkie sportnuus. Bokondersteuners se koers is hoog. Hierdie naweek is dit weer Suid-Afrika teen die Pumas van Argentinië, en hierdie keer wel op Twickenham. Nie 'n slegte plek vir Suid-Afrika nie. Twickenham was ons baie goedgesind in die verlede. Ons het groot oorwinnings hier behaal, en ons hoop ons gaan weer dieselfde prestasie kan behaal wat ons die vorige 2 wedstryde behaal het teen Nieu-Seeland, toe ons Nieu-Seeland die grootste pak van hulle lewe
toegedien het en die afgelope naweek ook vir die pumas gewys het, waar Dawid die wortels gegrawe het ten spyte van die Australiese skeieregter Angus Gardner se pogings om ons stelbord aansienlik swakker te laat lyk. Daarom sê ons opskrif, die pumas kan maar kom, maar asseblief net weg met Gardner en hy sal waarskynlik of ongetwyfeld nie hierdie naweek weer die skeieregter wees nie. Ons mense wat gereeld na rugby kyk en waar die bokke in aksie is, sal nou al weet dat Gardner dalk 'n goeie skeieregter is, maar daar's nie veel om oor te debatteer of hy die bokke goed gesind is of nie. Daarmee gaan ek afsluit goeie, tot volgende week dieselfde tyd, dieselfde plek. Jabulani het nog enkele dingetjies om te sê. Ry veilig, bly veilig, geniet die rugby. Ons hoop ons kan volgende week hierdie tyd weer lekker skers wat op die veld gebeur het. I am just going to close off with page 14 as you were teaching our viewers about history and heritage and Kida Lodge and all that. We've got a page that's dedicated to Heritage Day celebrations last week. Almost all the heritage celebrations, we've got them on page 14. We've got the Tswana cultures, we've got the Zulu cultures, the Xhosas, we've got everything on page 4. The police are celebrating, the hospitals are celebrating, the schools are celebrating. We were part of Garlin Park's celebration of or commemoration of Heritage Day. On page 14 you can see everything, and I'm going to close off with that. Thank you very much. We'll see you next time. Mooi bly.